Goeiemôre almal, dis Woensdagoggend, amper sê ek Dinsdag, dis Woensdagoggend, die 2 April, die jaar 2025, is 'n lieflike dag, deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. Nou, ek wil so 'n bietjie deel oor die laaste dae, die eindtyd. Gelowiges verwag dat die wêreld soos dit nou bestaan tot 'n einde gaan kom, want dis tog wat God se woord vir ons sê. God gaan ingryp en alles tot rekenskap roep. Hierna gaan hy 'n nuwe wêreld skep, waar hy tussen sy mense gaan leef. Wat hy gaan in die laaste dae gebeur, wat in die laaste dae gaan gebeur voor die einde aanbreek. Die Bybelse skrywers skets die laaste dae aan die hand van simbole en metafore wat ons maan om versigtig te wees en nie 'n fout te maak om alles letterlik te wil interpreteer nie. Dat daar wel laaste dae gaan wees, kondig hard en duidelik aan. Jesus kom weer. Hy is die opgestane Jesus, halleluja. Nou ons gaan so 'n bietjie daar in Jesaja lees. Nou Jesaja het 66 boeke en die hele Bybel bestaan uit 66 boeke. Ek mention dit so bietjie. Miskien sal ons môre aangaan om nog gedeeltes te deel, want ons verskriklik baie oor die laaste dae in die Bybel opgeskryf. Maar kom ons lees gou vandag Jesaja 11 hier vanaf verse 1 tot 9. Voorspoedige regering van die Messias, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie regspraak na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Die geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koeie en die beerin wy en hulle kleintjies lê bymekaar en die leeu eet strooi soos 'n os. En die suigeling speel by die gat van 'n adder en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basiliks. Hulle sal geen kwaad doen of 'n derf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die steebodem oordek. Halleluja. Dan Jesaja 24 vers 1 tot 12, die volleinding, die wêreldgerig. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy heer, die slavin en haar meesteres, die koper en verkoper, die uitlener en die lener, en ook die skuldeiser en die skuldenaar. Die aarde word heeltemal leeggemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woorde gespreek. Die aarde treur, dit verwelk, die wêreld versmag, dit verwelk, en die hoogtes van die mense van die aarde versmag. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle die wette oortree, die insettinge geskenk en die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Die mos treur, die wingerdstok verwelk, almal wat van hart is bly is sug. Weg is die vreugde van die tamboeryne, die gedruis van die uitgelate mense hou op. Weg is die vreugde van die siter. Hulle drink geen wyn onder gesang nie, die sterk drank smaak bitter vir die wat dit drink. Verbreek is die verlate vesting. Al die huise staan toegesluit, sodat niemand daar kan inkom nie. Daar is 'n gejammer oor die wyn op die strate. Al die vrolikheid het ondergegaan. Die vreugde van die aarde is verban. Wat in die stad oorgebly het, is verwoesting, en die poort is tot 'n pynhoop stikkend geslaan. Jesaja 25 verse 6 tot 9. En die Here sal die leerskare op die berg vir al die volke berei, en 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. Hy sal op hierdie berg vernietiging en uitgespreide sluier, wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, halleluja. En die Here sal die trane van al die
aangesigte afvee en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek en hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het en hy sal ons verlos, dit is die Here vir wie ons gewag het, laat ons juig en bly wees. Die laaste ene, Jesaja 33 verse 20 tot 24, ek weet is lank, maar hou uit asseblief. Aanskou Sion, die stad van ons feestelike samekoms, jou oë sal Jerusalem sien as veilige woonplek, as tent, wat nie weggetrek het nie, waarvan die penne nooit meer uitgeruk word nie, en geen een van sy toue ooit losgeskeur word nie, maar daar sal die Here vir ons heerlikheid wees. Dit sal 'n plek van riviere wees van breë strome, geen vloot van roeiskepe sal daaroor vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan nie. Want die Here is ons regter, die Here is ons aanvoerder, die Here is ons koning, hy sal ons verlos. Jou toue hang slap, hulle hou die voetstuk van hulle mas nie styf nie, hulle ontplooi nie die banier nie, dan word roofbyt verdeel in menigte, selfs die lammers maak byt. Geen inwoner sal sê ek is siek nie, aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons weet, die einde kom, maar U sal ons red. Here, as ons net vashou aan U, en as ons net vasstaan in ons geloof, sal ons gered word. Here, my gebed is dat U ieder en elkeen sal seën, en dat U dit sal oopbreek in hulle harte, hoe lief U hulle het. Halleluja, amen en amen.